Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom loof en ons kom prys U. Here, ons kom gee vir U alle eer en alle lof, want U is ons God. U is ons koning, U is ons verlosser. En Here, daarom kom sê ons dankie vir hierdie geleentheid vanoggend om in die huis te kan by mekaar kom. Here, die geleentheid om saam met broers en susters in die geloof te kom sit en uit die woord te kan kom lees en te kom luister wat U vir ons kom sê vanoggend. En ja, Here, ons sit ook hier so vanoggend en ons gedagtes is iewers anders of ons voel skuldig omdat ons U nie as ons God altyd sien nie. Maar Here, kom maak ons rustig en kom help ons, Here, om te kan hoor dat U ons God is, dat U goed is, dat U hier is en dat ons U net kan loof en prys. Dankie vir dit, Here Jesus. Ek bid dit in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. So vanoggend gaan ons 'n bietjie lees rondom Jesaja 40, die van julle wat so lank daar wil oopmaak. En ons gaan verder met ons tema wat ons bietjie praat oor die geloofsbelijdenis. En vandag se tema spesifiek Almagtige Vader, Skepper van alles. So ons gaan juist nou kyk vandag oor die Vader wat deel is van die geloofsbelijdenis. Verlede week het ons 'n bietjie gekyk oor hoekom ons die geloofsbelijdenis het en hoekom ons dit nie net met tye in die kerk moet opsien nie, maar daagliks moet deel maak van ons lewe. So ons gaan elke stukkie gaan ons al 'n bietjie verder vat en ons gaan dit in 4 dele opdeel, die hele geloofsbelijdenis. Nou ek weet, die belijdenis het 12 artikels en ons gaan al hierdie 12 artikels saamvat in 4 dele in en dis hoekom ons bietjie vandag gaan gesels oor die geloofsbelijdenis of oor die Vader in die geloofsbelijdenis. So ek gaan die belijdenis vir julle lees, maar luister vanoggend met die hart van wat hoor julle spesifiek van die Vader, soos wat ek hom nou lees. So stel julle self so daarin. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. So met dit, het ons bietjie geluister het oor waar die Vader spesifiek voorkom in hierdie geloofsbelijdenis. Kom ons lees dan ook ons teks vanoggend, Jesaja 40, vers 25, tot en met eintlik 31 en nie 30 nie, tot en met vers 30. Dit sê daarso, met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag en groot mag sorg hy dat geen een van julle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemaak nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vlees struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie.
Maar hier is nogals 'n baie kragtige teksvers as ons net met luister aan hom. Net luister, net inneem, dan beleef ons eintlik die grootheid van God. Maar net so ook kom die geloofsbelijdenis en vertel vir ons iets van hierdie grootheid van God. Nou ek weet nie of julle al die eerste 3 woorde van die geloofsbelijdenis bietjie daaroor nagedink het nie. Ek glo in. Ek glo in iets wat vir my belangrik is. Ek glo in God. Wat sal dit nou werklik beteken? En hoe raak dit my vandag? Maar kom ons verander bietjie die woordjie in na dat toe. Net om 'n bietjie anders vir om te keer. Ek gee dan vir ons heeltemal 'n ander betekenis ook. Nou wanneer ons dan nou daai betekenis vat om te sê ek glo dat God, dat ek in God glo en dat hy my God is, dan is dit eintlik 'n hart en 'n kop verskil wat ons dan nou bely. In ons hart glo ons in God dat hy ons Vader is. Ons vertrou in hom dat hy altyd sal deurkom vir ons. En dan ook wys dit ons toewyding aan hom dat ons weet hy sal ons nooit, maar nooit los nie. En deur dit weet ons ook dat ons in 'n intieme verhouding met God die Vader dan nou staan. En wanneer ons sê ons glo dat God ons Vader is, dan glo ons eintlik met ons kop. Ons glo dat die feite wat ons lees in die Bybel en wat gesê word oor God wel die waarheid is. Ons glo dat hy die skepper is en dat hy die almagtige is. Ons is eintlik oortuig in ons kop dat hy dat omdat ons in hom glo, dat hy wel die Vader is en dat hy omgee vir ons. En dis iets wat ons kan eintlik uitredeneer met ons gedagtes. Want ons lees feite oor hom en ons probeer dit verstaan. Dit is nie altyd maklik nie. Want ons verstaan nie regtig altyd vir God en dit wat hy doen nie. Maar ons redeneer uit sodat ons dit wel kan verstaan. So eintlik hierdie twee, ons glo in en ons glo dat God ons Vader is, kan nie van mekaar geskei word nie. Ons het albei nodig in ons geloofsbelijdenis om te sê ons glo met ons hart en ons glo met ons gedagtes. Ons glo in so 'n mooi manier dat God die Vader is, die skepper, die almagtige God, wat altyd by ons is. Maar so wys dit wie God regtig is, wat sy vaderlike eienskappe is teenoor ons as sy kinders. En wat ons eintlik dan ook kan terugverwys na hoe magtig hy werklik is in ons lewe. As ons net kyk oor hoe hy vir ons omgee, wat hy vir ons doen, hoe hy altyd daar is. Die feit dat hy eintlik so intensief persoonlike God is vir ons, dat hy met ons elkeen in verhouding wil staan. Hy wil ons elkeen intiem persoonlik ken. En nie net met die skepping daar buitekant nie, maar met ons. Ons as mens. Hy het so afgekom om 'n verhouding met ons te bou deur Jesus, wat hy gestuur het na ons toe. So ons kan eintlik sien en sê vir mekaar sê dat God is heeltemal 'n anderste tipe van God as wat die gode van die wêreld is. Dit is wat hom onderskei en anders maak totaal en al as dit wat die mense vorm, hulle dink 'n God is. Ons God is almagtig. Ons God is die een wat alles geskep het. En hy is intens betrokke by die skepping en by ons. En dit is hoekom ons verhouding met die Vader so uniek is. En hoekom ons konstant moet verklaar dat God ons Vader is. Want ons verhouding met hom is eintlik so mooi aan mekaar geweef. Dit is so spesiaal en is anders as enige ander verhouding wat ons ooit in ons lewe het. En groot ding is geen mag van hierdie wêreld, geen gesag of geen ding van hierdie wêreld kan eintlik die verhouding wat die Vader met ons het, kom breek nie. Omdat sy band met ons so sterk is. Nou daar is tye in ons lewens wat ons nie goed beleef nie. Daar is tye in ons lewens wat ons vra, maar is daar 'n God? Is hy daar? Sien hy my raak en eintlik, wat soek hierdie God van my as mens? Wat kan ek vir hom gee? Ek het soveel foute in my lewe al gemaak,
wat sy dan regtig met my as mens te doen wil hê? Ek weet nie wie van julle het al sulke tipe van vrae gevra en getwyfel in die belangstelling wat God in ons het nie. Maar eintlik is dit juist daar hoekom ons die geloofsbelijdenis het om te kan bely die tye wanneer ons swak is, dat ons 'n Vader het. Iemand het wat vir ons omgee. Iemand wat ons kan ontmoet wanneer ons hierdie woord lees. Wanneer ons net gaan lees en nie eintlik weet hoekom ons lees of waarom ons lees of enigiets nie, maar ons kan hom leer ken daardeur. Hy kom stel homself bekend so aan ons. En dis juist dat hy net vra, kom sit by my en kom leer my ken, want ek is daar vir jou. En so sien ons ook dat Jesus, deur hierdie Bybel wat ons lees, wat nie net God se ware woord is nie, het Jesus op die aarde geloop en God aan die mens kom bekend maak. As ons mooi moet dink, Jesus self, wat God met ons is eintlik die ene met die enigste gesag, wat die ware karakter en die ware identiteit van God die Vader met ons as mens kom deel het. En dis hoekom ons dit kan lees vandag. Dis hoekom ons 'n Bybel in ons hand kan vashou en kan sê, maar wow, ek het 'n manier hoe ek God die Vader kan leer ken. Nou eintlik ja, dit is met groot hartseer as ons hoor van kerke en gelowiges en sulke goed wat baie keer teen God die Vader draai, wat besluite neem wat teen die woord van God is. Mense wat hulle rug draai op God en God eintlik verwerp. Dat hulle meer eintlik net dink met hulle koppe as ook met hulle hart. Hulle split die twee heeltemal van mekaar af. Dis ook waar hulle eintlik kies om hulle eie planne te volg, eerder as om God se planne te volg. Om te sê, maar ek neem my eie aksies en ek gaan self my eie pad stap. God die Vader skuif ek eenkant, hy beteken vir my niks nie. Maar eintlik ontneem ons dan God die Vader van sy vaderskap teenoor ons. Ons ontneem hom van die bewys wat hy vir ons kom gee, dat hy is in beheer. En hy is elke dag by ons en saam met ons. Want ons kies om weg te draai van hom af. Ons kies om nie te sien dat hy ons skepper en ons verlosser is nie. Dat hy die almagtige God is nie. Maar ook, baie keer het ons die woorde om te beskryf wie God werklik is nie. Ek weet nie of julle al probeer het om God die Vader te beskryf nie. Maar dit is nogals moeilik om dit te doen. En daarom as ons die Bybel lees, dan sien ons vergelykings en metafore wat gebruik word om te probeer God te beskryf. Want ons sal dit nooit regtig kan doen nie. Maar tog beleef ons hierdie heilige God. Ons beleef hom en ons beskryf hom op 'n manier hoe ons verstaan. Hoe ons hom beleef en hoe hy homself aan ons kom bekend maak. En so deur leer ander mense ook die Vader ken. En daarom het ons hierdie fondasie wat ons kan gebruik as 'n geloofsbelijdenis om te sê, maar ek bely dit, want ek glo dat God my Vader is. Ek glo dat hy my koning is en ons kan nie die woorde uit die Bybel uitkry. Ons 'n Amerikaanse dosent, Albert Mueller, wat nog eens geskryf het oor die geloofsbelijdenis, en hy sê die volgende ook: alle Christene glo meer as wat vervat is in die apostoliese geloofsbelijdenis, maar geen Christen kan minder as dit glo nie. So dit wat daar staan is eintlik 'n omskrywing van dit wat die woord bevat. Ons kan nie dit glo, ons kan nie minder as dit glo nie, want dan glo ons nie regtig in die woord van God nie. Dan glo ons nie werklik wat hy vir ons gee nie. En daarom kan ons sê, maar ons glo in alles wat hy vir ons gegee het. Ons glo in die Skepper, die feit dat hy ons gemaak het. En in Genesis 1, soos wat ons in die begin gehoor het, God het alles geskep. God het geskep toe die aarde dol en leeg was. Elke liewe dag in die 6 dae wat God geskep het, die 7de dag wat hy gerus het, was daar iets spesifieks gewees wat hy gemaak het. En hy het dit gespreek.
En dit is wat mooi is, as ons eintlik moet buitekant gaan kyk, dan sien ons werklik die skepping. Ons sien sy almag, ons sien hoe hy eintlik sy aandag en sy tyd en sy moeite daarin gesit het, sodat ons sy grootheid kan sien. Maar het ons al regtig hierdie laaste week dalk gekyk na die skepping? Het ons ingeneem wat ons werklik buite kan sien? Nie net die chaos wat rondom ons is nie, maar die mooi van die natuur. Kan ons sê dat ons die mag en die krag van God beleef het al hierdie week? Veral as ons sien hoe nuwe blommetjies opkom. Ek weet nie of julle al gesien het dat die blomme begin opkom en dan nuwe kleur begin kom ook in die tuine nie. Die detail wat God, die Vader, in die skepping gesit het, sodat ons daarin kan sien hoe groot hy is. Dit is so mooi en so kragtig as ons regtig daaroor nadink. Maar soos ons teks vanoggend ook gesê het, maar die sterre wat God gemaak het, wie kan die sterre maak as hy, wat die heilige is? En ek meen, daar is soveel teks in die Bybel, veral in Psalms, wat praat oor die sterreruim, en hoe God die almagtige ding geskep het, dat ons as mense nie kan skep nie. Hierdie asemrowende ding hier buitekant, wat ons nie noodwendig met ons eie blote oog kan sien, ons moet dit deur hierdie mooi vergrootglase en wat ook al goed kan raak sien, of foto's wat ons neem. Maar dis wat God geskep het. Maar tog ook lees ons in Psalm 1, hoe God bome geskep het by waterstrome wat vrugte dra. Psalm 8 praat ook van die diere wat hy gemaak het, wat in die water is, wat in die lug is en wat op die grond loop. En dan wat mooi is, Psalm 139, wat praat van God wat die mens geskep het. En die detail wat God daarin gesit het in ons, en hoe naby God aan ons as mense wil wees. Maar dan ook 'n mooi vers, Romeine 1 vers 20, wat sê, van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is, wat 'n mens nie met die oog altyd kan sien nie. Ons kan nie altyd alles sien met ons blote oog nie, omdat dit party van die goed so klein en so fyn is. Men dink dit aan 'n sel of 'n molekuul, as mense nou wetenskaplik wil gaan. Daai intense, mooi beplanning wat die Here daarin gesit het. Die kleinste dingetjie wat ons nie met ons oog kan sien nie, maar ook dan die grootste ding, die grootste boom, die grootste dier, en die grootste ster in die hemelruim. Dis wat God die Vader geskep het. Dis sy handewerk. En vir ons as mense is dit onmoontlik om so iets te doen. Ons het nie daardie magtige krag wat God het, om daardie wonderwerke te kan doen nie. En dit is hoekom ons bely van God, die Vader is die skepper van alles. Hy het alles in die fynste detail beplan, sodat ons sy magtigheid kan raak sien. En daarom praat Jesaja, maar wie kan ons daarmee vergelyk? Ons kan nie God die Vader vergelyk nie. As skepper is daar niemand op die aarde wat so iets kan maak soos hy nie. Niemand kan dit doen nie. En daarom kan ons eintlik net in stilte gaan sit en hierdie skepping inneem. Die grootheid en die magtigheid van hom daar gaan sien met ons hart, nie net met ons oë nie, maar met ons hart. Hoe mooi dit werklik is. Nou ek het die laaste ruk begin probeer om 'n nuwe ding of 'n nuwe ritme in te oefen, wat ek nie altyd reg kry nie, maar ek probeer regtig hard is om na 'n dag se werk in die tuin te gaan rondloop. Net om gedagtes af te sluit en om rustig te word, maar ook om die opgewondenheid te hê, om te sê, maar hoorie, daar's 'n nuwe plantjie wat opkom, of daar's 'n nuwe blom wat besig is om te vorm. En die mooiheid wat ek nou daar raak sien, dan weet ek, wauw, daar moet 'n God wees. Daar moet iemand wees wat hierdie goed laat ontwikkel en laat begin en ontstaan en laat groei en nuwe lewe gee. So eintlik is die natuur nie net daar om mooi te lyk en die almag van God te wys nie, maar is daar vir ons elkeen persoonlik om ons rustig te maak,
om ons gedagtes te laat afsluit en weer te laat fokus dat daar 'n God is. En dat ons gegrond kan wees op sy grond, omdat hy dit vir ons gegee het om daar te wees. Die grond wat ons net sy goedheid kan beleef. En daarom kan ons sê dat God 'n almagtige God is, as ons so net moet kyk na die skepping. In die kleinste detail, maar ook in die grootste detail wat hy gee in die skepping, kan ons God se grootheid beleef. En daarom kan ons bietjie kyk na God as die almagtige. Nou die woord almagtige kan in 2 gedeel word en die eerste woordjie wat hy ontstaan is omni. En omni beteken alles. En dan die tweede gedeelte van die woord potent. En daai woordjie beteken dan nou mag. So God het alle mag om alles te kan doen. Daarom is hy almagtig. Nou in die Bybel was dit jy's ook iemand gewees wat oor die almag van God gepraat het. Job 42 vers 2, wat Job dan sê, nou weet ek dat God tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. God is tot alles in staat. Paulus het dit ook geskryf. God is tot alles in staat en dis 'n belydenis wat ons reeds al klaar gee. En selfs in ons eie lewens vandag. En ek meen, ons ken die verhaal van Job, ons weet waar die ry gegaan het. Ons weet die seer wat hy beleef het, maar tog het hy gesê, maar God se plan is nog steeds wat ek volg. Ek gaan nie my eie plan vat en my eie rigting gaan nie, ek gaan nog steeds agter God die Vader aanloop. Ek gaan nog steeds sy wil vir my lewe volg. Iemand anders ook in die Bybel wat ook van God se almag gepraat het, was Moses gewees. En veral die Israeliete, toe hulle gesien het hoe hierdie Rooi See voor hulle oopgaan, het hulle die almag van God beleef. En dan selfs Abraham, in Genesis 17 vers 1, wat God homself so bekend gemaak het aan Abraham, wat hy gesê het, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Dis hoe God homself bekend gemaak het aan Abraham. So maak hy homself aan ons bekend vandag. Kan hy sê ook vir ons, maar lewe so in opregtheid, saam met my, by my, sodat ander mense my heiligheid deur jou kan sien. Dat mense my teenwoordigheid kan beleef deur jou. En baie keer dink ons maar, ons kan nie so lewe nie, want God is so groot en almagtig, dat dit is eintlik 'n vreesaanjaende ding om net te dink hoe groot hy is. So ek lewe net maar my klein lewetjie wat ek het en hoop en bid dat iemand die liefde van God ook raak sien. Maar eintlik moet ons vrees om te sê, maar ek kan nie sonder hierdie almagtige God lewe nie. Ek kan nie sonder hierdie God lewe wat hierdie groot goed gedoen het en hierdie wonderwerke gedoen het en tog ook my gekies het om sy kind te wees nie. Ons kan nie sonder hom lewe nie. En daarom wys God elke liewe dag sy mag aan ons. Hy wys elke liewe dag dat ons sy planne kan volg. Dat ons kan inkoop in die pad wat hy vir ons uitgelê het. Dat ons saam met hom op ritme kan wees en in hierdie geloofsreis kan inloop. Maar baie keer beleef ons op die pad moeilike goed. Ons beleef hierdie slegte omstandighede en ons vra baie keer, maar is daar 'n God en hoekom gebeur hierdie goed so met ons? Maar dan kyk ons na die hele verhaal van Jesus self, God met ons, en dit wat met hom gebeur het. Pilatus wat Jesus aan voor uitgelewer is. Pilatus wat so 'n bietjie van 'n mag oor Jesus gehad het, om hom uit te lewer om gekruisig te word. Maar tog het Jesus in Johannes 19 gesê, man, daardie mag wat jy oor my het, is net omdat dit van bo afkom. Eintlik het Pilatus glad nie mag gehad oor God nie. En Jesus het gewys deur hom op te staan uit die dood, dat hy die mag van hierdie man oorwin het. En daarom kan ons eintlik sê, maar alles wat God beplan vir ons lewe, is mooi en reg. Alles wat hy vir ons elkeen beplan het, is soos dat hy dit
geskep het en hoe dit moet wees. En daarom kan ons net sy grootheid raak sien in ons eie persoonlike lewe. Ons kan dit ervaar soos wat ons kyk na hierdie goed rondom ons. En ons kan net sê, maar Here, al is hierdie goed hoe moeilik baie keer, al is dit die bose planne wat deurkom in ons lewe, gebruik dit om u woord en die liefde te laat uitleef. Want ek meen selfs met Jesus se lewe, waar die bose eintlik probeer oorkom het en hierdie lam van God probeer uitwis het God dit gebruik tot sy beter. God het dit gebruik om vir ons te wys dat hy almagtig is en dat die dood hom nie kon onderkry nie. Die dood kon hom nie keer nie. So God wat mens geword het in Jesus Christus, verduidelik eintlik vir ons op daardie manier hoe kragtig God is en hoe groot hy is. En dat ons hom net kan eer en kan loof en prys. So ons kan bely hoe groot God is, en Paulus sê nogals in 2 Korintiërs 12 vers 9, bely hy ook so die grootheid van God. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Ons lewe net uit die krag van God uit. Want as dit nie vir God se krag en sy mag en sy majesteit en sy genade vir ons is nie, sal ons nie vandag hier kan sit nie. Sal ons nie kan verklaar hoe groot God werklik in ons lewens is nie. En hoe heilig hy ook werklik is nie. Ons het nodig om dit bietjie te kan begryp. Te begryp dat ons hierdie heilige God aanbid. Hy sê net iemand wat klein is en wat net vinnig die goedjies doen nie. Hy is regtig 'n groot en 'n almagtige God. Hy is die een wat ons kom beskerm, al voel ons baie keer dit is net struikelblokke waaroor ons gaan. Maar hy kom beskerm ons en hy kom hou ons vas. En hy wil eintlik vir ons kom sê, maar my kind, ek is so oneindig lief vir jou. Ek het jou gemaak want jy is myne en ek wil hê jy moet by my wees. En baie keer mis ons daardie eintlik nabyheid van God en die uitroep van God om net by hom te kom sit. So daarom kan ons vertroue in God die Vader sit. Ons kan sê, maar hy is ons God. Ons kan verklaar, hy is ons skepper en ons Vader. Maar die Heilige is die ene wat by ons is en in ons werk en deur ons werk. So daarom, soos wat Jesaja sê, ons kan hom nie vergelyk met enige iets of enige iemand op hierdie aarde nie. Hy is uniek. Hy is die een wat vir ons die nuwe krag gee. Hy is die een wat nuwe lewe laat opsprei. Soos wat ons dit ook elke dag sien. En hy is die een wat vir ons die energie gee om te kan gaan verklaar wie hy is. Maar so ook, soos wat die teks vir ons sê, sodat ons kan sweef met arendsvlerke. Kan sweef op sy genade, kan sweef op sy liefde en op sy teenwoordigheid in ons lewe. En dis net daar waar ons nou sien, die klein detail en die belangstelling wat God in ons elkeen se lewe het. Want hy tel ons op. Hy hou ons vas in sy hand. En hy wil hê ons moet sien die werke wat hy in ons lewens doen. En hoe groot hy werklik vir ons is. So daarom alles wat hy so vashou, alles wat hy doen hy sodat ons kan sien dat hy 'n almagtige God is. Dat hy saam met ons is en dat ons kan bely dat ons nie net in 'n God glo wat in die wêreld is nie, maar ons glo in die God. Die een wat skepper van alles is. Die een wat 'n intense persoonlike verhouding met ons elkeen wil hê. So daarom gaan ek vir ons ook vanoggend bietjie geleentheid gee vir 'n stil gebed. En dalk is dit dat ons voel, maar ek het nooit so gedink aan hierdie God wat so groot is nie, my God wat ek kan bid, dat hy rarig hierdie mooi goed geskep het nie, dat hy almagtig is nie. Maar vra 'n bietjie vanoggend,
Dalk vir die Here om die twyfel uit jou uit te vat as daar twyfel is. Of dalk om homself net nog meer aan ons elkeen bekend te stel as Vader. So kom ons sluit ons oë en praat ons met die Here vanoggend. Here Jesus, dankie dat U God die Vader aan ons bekend kom stel het. Dankie dat U kom vertel het wie die Vader is, maar ook vir ons kom wys het wie die Vader is. En Vader, ons kom sê vir U dankie vanoggend dat U vir ons geskep het, dat U ons so oneindig lief het. Dat U nie net die aarde geskep het om die grootheid in die aarde te kom bewys en met die diere in die hemelruim nie, maar dat U ons elkeen so intens oorken en geskep het wie ons is. Dankie Vader dat ons vertroue in U kan sit. Al voel ons baie keer ons twyfel. Maar dankie dat U ons Vader is. En dankie dat ons nie die pad alleen stap nie. Dankie dat U alles vashou. Veral in ons lewens, Here, wanneer dit baie keer voel, maar alles is so de mekaar. Maar dankie dat U ons vashou. En dankie dat ons 'n heilige, groot en almagtige God kan dien. Seën ons ook in hierdie week, Here, dat ons U grootheid sal kan uitleef. Dra ons so dat ons die mooiheid van die skepping kan raak sien. En dat ons kan weet, Here, U hou ons elke dag vas. Ek bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kom ons dank die Here ook so met ons offergawes.